12de hoofstuk, ons het nogals redelik in die Pinkster na verskillende gedeeltes gekyk in die boek Hebreërs. Ons gaan net die eerste 4 verse saam lees. Ons het woensdag aand na een van die teksverse hier verwys. En ek nooi jou om saam met my te volg terwyl ek vir ons hier lees. Kyk op die skerm, en dit waarmee die Here met ons wil kom deel vandag. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ek net die agtergrond net inbring, dan gaan ek dit nie nou weer noem nie. Die hele hoofstuk 11, wat nou hierdie gedeelte vooraf gegaan het, gaan oor die geloofshelde en wat God gedoen het in mense se lewens in goeie en slegte omstandighede. Daardie geloofshelde het het almal nou nie die maklikste gehad nie. So die hele Hebreërs hoofstuk 11 handel oor die helde van geloof en alles wat die Here met hulle en deur hulle gedoen het. Met daai agtergrond begin hoofstuk 12 met hierdie woorde: daarom dan, gesien in die lig van die geskiedenis wat opgetel word oor alles wat die Here gedoen het oor 'n baie lang periode, en daar word 40 verse daaraan gespandeer. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook, soos hulle, elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle nie in julle siele vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag vanmôre die woord van die Here met jou kom deel, met dit wat ek glo die Here op my hart kom afdruk het. En ek wil met jou praat oor hierdie gedeelte in vers 2, daai woorde wat sê, die oog gefestig op Jesus. Die oog gefestig op Jesus, 'n vaste fokuspunt, ongeag die omstandighede waarin jy jou mag bevind, ongeag die tydsperk van jou lewe. Nou 'n vaste fokuspunt help ons om nie van koers af te raak nie. En dit is wat hier die bedoeling is, die oog gefestig op Jesus, 'n vaste fokuspunt, sodat jy nie van koers af raak nie. Ek wil gou 'n bietjie praktyk toe gaan en dit 'n bietjie verduidelik. Die dele van ons land waar die manne gesaaides mee besig is en die boerdery daar het bestaan, en die van julle manne wat nou al daai ervaring gehad het in die verlede en miskien hier en daar 'n vrou uit nood, die wat ploeg, weet as jy daai eerste voortrek, dan kry jy vir jou 'n baken aan die ander kant van die land. En jy fokus op daai baken. Niks trek jou aandag daar af nie. Jy kyk hier rond, jy kyk nie ander plek en jy fokus daar. Want die eerste lyn is die belangrikste. As 'n vaste baken, sodat jy nie van koers af raak nie. Die manne wat visvang, weet mos nou hoe werk het. As die manne daar langs die water staan soos hare op 'n hond se rug, jy kry vir jou 'n baken aan die oorkant en jy gooi so intoe. En as jy nou die jong mannetjies nou leer om in te gooi en te cast, dan vat jy hom nou 'n bietjie daar, 'n bietjie weg van almal af, want hy gooi oor mekaar en deur mekaar en oor almal se lyne en dan nou spat die vonke. En dan wys jy vir hom daai boom aan die ander kant, gooi daar na hom toe. En hy moet nou daar staan en oefen tot hy nou sy korrel reg gekry het. En as jy roei presies dieselfde.
Anders gaan jy heeltemal op 'n verkeerde punt land. Jy kry 'n vaste baken waarop jy fokus. Dis natuurlik nou alles sonder 'n GPS. As ons nie gefokus bly nie, gaan ons 'n ander fokuspunt kry, wat jou aandag gaan aftrek. En ek wil graag vir julle my storie vertel. Toe ek nou skool toe gaan, toe hoor ek nou dis atletiek. En ons gaan nou hardloop by die skool. Nou, ek was in my lewe nog nooit 'n atleet gewees, nie? Maar as jy in die skool is, jy mos nou alles doen, dan moet jy ook hardloop. En ek het my pa gesê, ons gaan atletiek hardloop by die skool, en hy het my gesê, hy gaan kom kyk. En daai dag, meneer Warren, ek is nie daar nie, is net 'n prentjie. Daai dag, toe ons nou moet hardloop, toe soek ek my pa. Want ek is nou op daai stadium, jou pa is die beste, die sterkste, die slimste, die mooiste, die beste, die alles. En ek soek op hy te sê, hy gaan kom kyk. En ek onthou, ons moes daar gaan op lyn. En is merke gereed in die skoot klap. Hulle merke gereed en ek kyk daar op die paviljoen en langs die draad. Ek soek my pa, ek onthou hy het altyd 'n groot hoed gedra. En ek het daai hoed gesoek want dit is makliker om hom daar uit te ken. In die skoot klap en ons moet hardloop. En ons trek haar weg, maar ek verloor spoed, want waar is my pa? En ek kyk, ek is heeltemal uit die wedloop uit. Daai Lotte het al klaar gemaak, dus soek ek nog. Ek sal hardloop as hy verby kyk. Ek soek hom. Hy het nie opgedaag nie. Ek het heeltemal van koers afgeraak, en ek dink, dis seker maar waar my atletiek loopbaan sy einde gesien het. Baie kort gewees. So maklik kan die goed wat vir ons belangrik is, ons aandag aftrek. So maklik kan die goed wat vir ons lekker is, ons aandag wegvat en ons verloor fokus. So wanneer ek vanmôre met jou deel oor die oog gefestig op Jesus, wil ek jy moet saam met my hierin deel, en omdat ek fokus op hierdie gedagte, die oog gefestig op Jesus, gaan ons nie na hierdie skrifgedeelte individueel kyk, of net daarna kyk nie, maar ek wil graag jou gedagte saam met my dat loop deur 'n paar skrifgedeeltes op verskillende plekke, waar hierdie gedagte na vore kom, 'n doelbewuste, pertinente fokus op die Here Jesus. En wat gaan ons by elkeen van hulle leer, sodat ek en jy dit kan toepas in ons eie lewens. Die eerste wat ek wil deel, en ek gaan hier nie die skrifgedeelte saam lees nie, ek gaan dit vir jou net aanhaal, en dit is die gedeelte in Handelinge hoofstuk 9 wat handel oor die bekering van Saulus. Hy is gefokus om die Christene skade te berokken. En hy is baie doelgerig en hy is baie ywerig in dit wat hy doen. En op pad na Damaskus, omstraal hierdie lig uit die hemel om en hy slaan op die grond neer en hy is blind. Hy kan niks sien nie. En die Here sê vir hom, dis vir jou hart om teen die prikkels te skop. En nog nooit in sy lewe het so iets hom oorgekom. Dat 'n helder lig hom oorval en hy word blind nie. En vir die volgende 3 dae vind daar 'n lewensveranderde visieverskuiwing in hierdie man se lewe plaas. Nommer 1 kom hy tot inkeer, hy kom tot bekering, hy ontmoet die Here daar as verlosser en saligmaker. En hy vra vir die Here, wat wil U hê moet ek doen?
Hy is taakgeoriënteerd. Sy hele verwysingsraamwerk draai daarom. Hy is opgelei in die wet en alles wat saam met dit gaan. En hy kry hier die nuwe fokuspunt. En hy vra vir die Here, wat wil jy met dit doen? En dit is maar net sommer 'n vinnige oplossing. Vir die volgende 3 dae word hy aan die hand gelei. Hierdie voortvarende vuurvreter. Daar's baie mense wat op 'n harde manier tot stilstand geruk moet word voordat hy gaan opkyk en sy oë vestig op Jesus. Daar's ander mense wat in hierdie omstandighede groot geword het, wat hy blootgestel word aan die evangelie en aan die skrif en al die goed. En die Here moet met hom ook op 'n manier praat. Of dit 'n harde manier is, of dit 'n sagter manier is, of dit 'n manier is uit godsdiens, en of dit uit 'n manier is diep uit die wêreld. Jy kan nie weergebore word tot inkeer kom, alvorens hierdie eerste fokuspunt, waar jy na hom kyk en na hom roep vir jou redding, plaasvind nie. Dit gebeur nie onbewustelik nie, dit gebeur nie maar net so stadig aan nie. Die tweede voorbeeld wat ek wil deel in doelbewus so naby aan dit, en daar gaan ons nou so 'n paar verse saam lees, is die gedeelte wat handel oor Stefanus. En ek wil hê jy moet saam met my let en bietjie dieper kyk wat hier gebeur. Hier is 'n aanslag om sy fokus van die Here Jesus af te haal, sy oog van die Here Jesus af te haal. Stefanus was 'n jong diaken, en die Bybel beskryf baie mooi eienskappe van hom. En dan lees ons in Handelinge hoofstuk 6 vers 15. Nou die vorige gedeelte gaan nou so 'n bietjie oor hierdie valse beskuldigings wat teen hom ingebring is, en hierdie hele veldtog om hom uit te haal. Dis die tendens in die dag waarin ons ook lewe. As hulle van iemand ontslae wil raak, kom ons haal hom uit. En op een of ander manier is daar 'n samekoekery en 'n bose sweer wat begin ontwikkel, en kort voor lang dan word 'n ou nou uitgehaal met een of ander klad teen sy naam. En soms is dit waar en soms is dit nie waar nie. Maar wanneer dit nie waar is nie, word dit so goed voorgedoen dat dit vir die waarheid verkoop word. In hierdie aanslag teen Stefanus, in hierdie vals beskuldigings teen hom, lees ons in vers 15 van Handelinge 6, terwyl almal wat in die raad is, sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. Stefanus se fokus op die Here het in sy gelaatstrekke sigbaar geword. Terwyl hy vals beskuldig word, terwyl al hierdie goed teen hom ingebring word, is sy gesig soos die van 'n engel. Hoofstuk 7 vers 55 tot 57 staan daar: hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou. Let op hierdie mooi beskrywing. En die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskree en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm, vers 59, hulle het Stefanus gestenig. Let weer op hierdie woorde, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaan.
Dis fokus op 'n ander vlak. Dis nie fokus op die gunstige omstandighede nie. Dis nie fokus terwyl almal jou op die skouer klop en almal vir jou sê vasbyt. Dis nie fokus terwyl jy 'n ondersteuningsbasis het wat vir niks skrik nie. Sy oë is so gefestig op Jesus dat hy in die grootste stryd van 'n mens se denkpatroon, die tipiese martelaars element en die prys wat hy daarvoor betaal, terwyl hy vals beskuldig word, gefokus te bly en die heerlikheid van die Here Jesus te sien. Dit het nie eers daar geword nie. Terwyl hy onder verhoor was, het hy vir hulle gesê, ek sien die hemel geopen. Hulle lawaai om met al hierdie vals beskuldigings en aanklagte teen hom. Maar sy fokus is op die Here Jesus. En hy sê vir hulle, ek sien die hemel geopen in die heerlikheid. Hulle was duidelik nie op dieselfde bladsy nie. Wat het ons nog meer nodig? En hulle steenig hom. Terwyl hy besig is om te sterf. Die enigste ander voorbeeld buite die Here Jesus wat hierdie woorde gebruik het. Terwyl hy op Jesus gefokus is, dink hy aan hulle verlore siele, want hy het nou met hulle die evangelie gedeel. Hy het die hele geskiedenis met hulle gedeel. Hy het vir hulle gesê, daai ene wat julle gekruisig het, hy is die een wat die verlossing bring. En hulle stenig hom. En hy bid, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Dis asof die Here hierdie fokus van Stefanus neem en die Here lig hom bokant hierdie omstandighede uit. Bokant sy omstandighede en die Here oordek hom in sy teenwoordigheid. Asof die Here hom bevry van die menslike vernedering, die menslike pyn, die seer, die klippe wat op hom reën. So gefokus was Stefanus. Hy was nie iemand wat 'n baie lang pad geloop het en baie indrukke gemaak het nie. Hy was 'n jong diaken, 'n jong man. Hy is skaars gekies as diaken. Toe wil hulle hom uithaal. En sy fokus was gevestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Maar ek wil jou graag na nog ander gedeeltes toeneem wat nou nie so baie mooi verhaal is soos hierdie nie, maar waaruit ons ook gaan leer. Dis asof hierdie die ultimate is van fokus. Maar die volgende wat ek met julle wil deel, is die baie bekende gedeelte, en ek wil hê jy moet saam met my ook daarna kyk, en dit is die gedeelte in Markus hoofstuk 6, waar die Here Jesus 'n geweldige groot les vir sy disippels geleer het, rondom hulle fokus. Weereens net die agtergrond gou skets van hierdie gedeelte in Markus 6. Met die vermeerdering van die brode was die disippels daar en hulle het gesien hierdie wonderwerk wat die Here doen, en net die manne wat daar gesit en eet het was 5000. So jy kan nou gaan tel hoeveel is daar nou met die vrouens en die kinders en almal wat nou nog bykom. En hierdie wonder wat die Here gedoen het met die broodjies en met die visse.
daar het hulle op hierdie wonderwerk gefokus. Ek meen, hulle het bedien, hulle het met die mandjies rondgeloop en hulle het gaan die leftovers optel en al hierdie belewennisse gehad. So hulle het daarop hom gefokus en eintlik het dit so 'n bietjie nie lekker gewees nie, want hulle vorige gesprek het hulle vir die Here gesê, stuur hierdie mense huis toe. Dis nou al laat, as die hele aanloop, die disipels was nou al moeg. Dit is 'n lang trek gewees en 'n hele klomp goed wat rondom dit gebeur het. Jy kan daai gedeeltes vooraf gaan lees. En hulle is nog als deur 'n hele klomp goed. Dit was nie baie lank na die dood van Johannes die Doper en. Ja, baie goed wat gebeur het. En na die vermeerdering van die brode, direk daarna, lees ons in Markus hoofstuk 6 vers 45. En dadelik is na die brood se vermeerdering het hy sy disippels gedwing om in die skei te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. Let op die woordjie, hy het sy disippels in die skei gedwing. Hy het nie vir hulle gesê, gaan rus julle bietjie nie. Hy dwing hulle, hy forceer hulle. Klim julle nou in die skei, gaan so lank so intoe, ek gaan die skare afsien, ek is op pad. Dis amper daai effek van, ons het nou in die week gepraat na die verhouding in die huis. Jou kinders het nou iets gedoen wat hulle nie moes doen terwyl jy hulle gaste gehad het nie. En jy het jou pause gehou terwyl die gaste daar was en jy het mekaar nou daar gegroet. By die kar, die vrouens het nou weer daai extra halfuur gepraat en toe hulle nou uiteindelik nou wegkom en ry, draai jy om na jou kinders toe en jy sê vir hulle, gaan wag vir my in die kamer. Hulle weet wat gaan nou gebeur. Dieselfde effek. Na hierdie wonderwerk, na die mandjies opgetel het, want later lees ons in hierdie gedeelte, ek gaan dit nie nou lees, jy kan dit by die huis gaan lees, verduidelik die Here Jesus hoekom hy hulle in die skei gestuur het, want hulle harte was verhard en hulle was nie verstandig met die brood, die wonderwerk van die brood nie. En nou kom hy en hy sê vir hulle, gaan wag vir my. Vers 45, dwing hy hulle in die skei, dat julle gaan. Ek is op pad, ek sal daar by julle aansluit op 'n manier, ek gaan die skare afsien. Ek kan nie die hele gedeelte lees nie, terwille van die tyd, let op die volgende verse wat ek op wil fokus. Vers 45 sê hy gedwing. Vers 48, en hy het gesien dat hulle swaar kry met die roei. Want die wind was teen hulle, en omtrent die 4de nagwaak, net eers daar stop, die wind het opgekom, dit was swaar, hulle het met moeite geroei. Op hierdie stadium was hulle besig om hierdie skei in die rigting te kry waartoe hy hulle gedwing het om te gaan. En die wind kom op en die wind is teen hulle en hulle roei en hulle suffer. Die 4de nagwaak in ons oorlosietyd is tussen 3 uur en 6 uur in die oggend. Hulle is al deur night shift. Die vorige middag het die Here Jesus vir hulle gesê, vaar oor, ek kry julle daar. En daai storm stuur vir hulle rond. En hy leer vir hulle hierdie les. Vers 48 lees ek klaar. Omtrent die 4de nagwaak kom hy na hulle toe. Al wandelende op die see. En hy wou by hulle verbygaan. Let op wat doen hy. As hulle ken die see, hulle is vissermanne. Hulle weet, hier is nie vlak waters om te loop nie. Hulle weet wat daar aangaan, hulle gooi gereeld nette. En kyk wat maak die Here Jesus om vir hulle die les verder te leer. Die Bybel sê hy kom na hulle toe al wandelende op die see en hy maak so draai.
asof hy by hulle wou verbyloop. Vers 49. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree. Ja, hoor, dit klink dit as 'n man skree as hy skrik. Dis nie daai gelietjie van 'n vrou nie. Dit klink soos 'n brahmaanbil in 'n neklamp. Hulle moet ons nou al lang al by spooke se stories verby wees. Maar luister wat gebeur. Hierdie gespook met die skuit en hulle is moeilik, die wind is teen hulle. Dis nie lekker nie, dis nou al laat nag. En die volgende slag is hier 'n beweging op die water. En hulle skrik. Hulle skree as hulle skrik. Vers 50. Want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Toe spreek hy dadelik met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Wat gebeur hierso? Hy wil hulle moet op hom fokus. Maar op daai tydstip, met die vermeerdering van die brood, net die vorige ronde, die vorige dag, was hulle nou gefokus, die nuuskierigheid het hulle oorval. Ons wil nou sien wat gaat hy met daai broodjies en visies maak, met hierdie duisende mense wat hier sit. Hulle het ander wonderwerke gesien, dis nie dat hulle ongeloofig was nie. Maar hulle was ingesteld om te sien wat gaan nou gebeur. Dit was die gunstige omstandighede vir 'n wonderlike geestelike les. Toe dwing hy in die skuit oorkant toe vir julle en hy beweg die wind, want toe hy by hulle in die skuit inklim, toe gaan lê die wind. En toe het hy met hulle 'n gesprek wat julle nou by die huis kan verder lees en hy praat met hulle verder. En in daai skuit was hulle nie geestelik ingestel nie. Hulle was met hulle normale ding besig en spook die heel nag met die roeiery. En wat het die Here Jesus gedoen om hulle aandag te trek? Hy het geloop asof hy daar verbyloop. Hy het nie na hulle toe geloop om hulle bang te maak nie. Hy het hulle nie kom skrik maak nie. Dit was glad nie sy bedoeling nie. Hy wou so by hulle verby beweeg het. Want hy wou gehad het, hulle moet hulle fokus nou begin reg kry. En toe hulle skrik en hulle skree, toe kom hierdie berusting. Hou goeie moed, dit is ek. En hulle fokus verskuif na hom toe. Hoeveel keer gebeur dit, dat ek en jy in een of ander paniek situasie gaan. En dan sien jy goed wat nie bestaan nie, soos wat die disippels gedoen het. En jy kan hulle seker nou nie kwaadlik neem nie, ek meen, niemand kom op die water na jou toe aangestap nie. En in daai tyd van paniek, van ontsteltenis, van skree, hoor hulle hierdie stem. Dit is ek. Dieselfde gebeure word verder beskryf vir een of ander rede het Markus nie gefokus op Petrus wat op die water loop nie. Maar die volgende geleentheid beskryf Matteus 14
gee hy nou 'n bietjie meer ander detail, en hy verduidelik nou hierdie gedeelte oor Petrus. En ek lees vir jou daai gedeelte, of laat ons dit net die lees oorslaan, jy kan gaan kyk nou daarna, vers 28 tot 31. En dit was die gedeelte waar Petrus toe die stem van die Here hoor, en die Here sê, hou goeie moed, dit is ek. Toe sê Petrus, Here, as dit U is, beveel my dat ek op die water na U toe kom. Onmiddellik het Petrus se fokus op die Here Jesus op 'n plek gewees waar die ander sinne nie was nie. Hulle is te dankbaar, die skrik is verby. Hulle is te dankbaar, dis die Here Jesus wat vir hulle met hulle gepraat het. Maar hier is een man wat sy fokus bietjie verder gaan, Petrus. En hy sê vir die Here, as dit U is, gee my bevel dat ek op die water na U toe loop. En in Petrus se gewilligheid leer die Here hom 'n dieper les oor fokus. Hy sê vir hom, Petrus, jy is ten minste meer bereid as die res. Of hy sê nie vir hom, jong, jy is van gehalsag nie. Hy sê vir hom, kom. En Petrus loop op die water. Die Bybel sê nie hoe ver het hy geloop nie. En ons wil nou nie daaroor debatteer nie. En hy fokus op die Here Jesus. Maar die Bybel sê in daai gedeelte, toe trek iets sy aandag ook af, soos wat ek gedoen het toe ek moes hardloop, graad 1 atletiek. Toe hy die golwe sien, dus het gloek. Die moment wat hy sy fokus van die Here Jesus afhaal en na die omstandighede toe skuif, toe gebeur die slegte. En die wonderlikheid is, hy skree nie weer soos toe hulle in die boot was nie. Nou roep hy, Here, red my! En al wat die Here Jesus vir hom vra, hoekom het jy getwyfel? Wat is die verskil tussen 1 tree en 2 tree en 3 tree op die water? Die golwe was nog 'n hele tyd daar. Die storm was al af aan gisterand af. Fokus op my. Die volgende 3 wil ek net vinnig deel. Ek wil net 'n ander balans inbring om dit te deel. Ons fokus op die Here. Ek is nou klaar met ons geestelike deel van ons eie lewe. Maar ek wil jou 2 voorbeelde deel, hoe daar op die Here Jesus gefokus is, maar totaal uit verskillende aspekte uit. Ons lees die gedeelte en jy kan by die huis dit gaan lees. Lees ons die gedeelte van die kruisiging van die Here Jesus. Lees ons daar die gedeelte in Matteus 27 vers 42, 45, 46 en 50. Kry ons hierdie 2 pole. Die Here Jesus hang aan die kruis. Die een groep wat die skrif ondersoek, het ook hulle vals beskuldigings teen hom ingebring, en hulle sien hom as 'n vervloeking. Die ander groep weet, hy betaal die prys om die wêreld te verlos van hulle sonde. Albei kyk na presies dieselfde fokuspunt. Maar uit verskillende hoeke. Met die hemelvaart, Handelinge 1 vers 9 tot 11, presies dieselfde.
Hulle kyk terwyl hy weggaan. Aan die een kant is daar 'n wederkomsverwagting, hy kom weer terug. Aan die ander kant, hy los ons alleen. Hebreërs 12 praat oor die wolk van getuies wat ek en jy het. En ons moet self ondersoek doen of ons werklik fokus op die Here Jesus vir wat hy is en of ons fokus vir 'n ander rede, 'n ander motief, 'n ander agenda. Daarom moet ons hierdie ingesteldheid voor die Here hê, om van hom die fokuspunt te maak, en nie dat iets anderste ons aandag aftrek nie, want ons het 'n wedloop wat ons met volharding moet loop, en ons kan nie bekostig dat iets ons aandag aftrek nie. Die laaste skrifgedeelte wil ek illustreer, en dit is die gedeelte in Psalm 123, 'n wonderlike beskrywende gedeelte. Ek gaan hom eers vir jou lees en dan gaan ek hom verduidelik en inkleer. Psalm 123 beskryf hierdie fokus op die Here Jesus. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hul Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Wees genadig, o Here, wees ons genadig, want meer as versadig is ons van veragting. Hierdie wonderlike beskrywing gaan ek nou vir julle met 'n prentjie wys. Ek wil hom net eers verduidelik. Hierdie absolute ingesteldheid, soos die oog van die diensknegt op sy Heer. Daai doelgerigte fokus, maak nie saak wat hier langs aan gebeur nie. My fokus is daar, by die Meester. En in vertroue fokus ek op hom. Ek gaan terug na die praktyk toe. Wie van julle ken daai belewenis? Om 'n sleepwa of 'n karavaan terug te stoot, het jy iemand nodig om vir jou te beduie. En elke keer wanneer ek my sleepwa hier moet inkry in hierdie straat hier agter, dan moet my vrou nou eers daar gaan staan, want ek moet nou oor die pad gaan, want ek moet daar inreverse en ek moet 'n paar draaie maak om uiteindelik om geberg te kry. Die belangrikheid is die vertroue wat ek in haar moet hê om vir my te beduie. Want ek weet nie hoe ver is ek agter nie, ek kan nie agter my sien nie. En dis die vertroue dat ek op haar fokus. Ek moet nie besluit wanneer is dit nou ver genoeg en wanneer kan ek nou begin draai nie. As sy vir my begin wys die kant toe, dan weet ek is nou die kant toe. As sy so wys, is dit so. Wow is wow. En ek moet fokus op haar. En dit is baie maklik om te sien hoe lank is iemand getroud en hoe goed is hulle verhouding. Gaan net na enige karavaanpark toe en gaan sit daar en kyk as hulle daai caravan daar moet instoot. Jy sien sommer hoe lank is hulle al aan die gang en hoe werk die drils. Dit is iets wat geleer moet word. My vrou weet nou al. Sy moet my in die spieeltjie sien. Anders kan ek haar nie sien nie. So ek kan nie net enige plek staan en verwag ek moet sien wat sy beduie nie. So sy kyk hy voertuig se spieeltjie. Sy moet move as ek move.
Want ek moet daar in die spieeltjie kan sien. So weet die Here alles van ons af. Hy ken ons diepste binneste. Hy weet waar is die blind spots. En hy's gereed om uit te beweeg. Om weer in die spieeltjie te kom. Om vir ons te beduie. Om vir ons koers te gee. En dis die bedoeling van hierdie fokus. 'n Absolute vertroue. Op hom op wie ek fokus. Om vir my die weg te wys. Die pad te wys. Ek maak klaar. Kan jy so fokus op die Here Jesus? Soos Stefanus. Om te midde van die omstandighede die heerlikheid van die Here te sien. Kan jy, soos Stefanus, binne die pyn, binne die seer, die teenwoordigheid van die Here so beleef wat hy jou bo kan dit uittel? Om binne die storms van die lewe daai prentjie wil ek net gou weer vir julle wys. Te hoor, kyk vir my. Kyk vir my, dis ek. Fokus op my. Mag die Here ons help, dat ons op hom gefokus sal bly. En dat alles wat ek en jy doen, toets aan die fokuspunt wat vir ons sal wys, bietjie die kant toe, bietjie die kant toe. En wanneer ons faal, waarom het jy getwyfel? Hoe dink jy het Petrus weer teruggekom in die boot? Nadat die Here Jesus sy hand vir hom uitgesteek het. Dit is nie 'n lifesaver wat hom boot toe gesleep het nie. Mag die Here ons hierin help. Amen. Kom ons gaan saam bid.